Romeine hoofstuk 15, ons begin vandag kyk na ons laaste deel van hierdie gedeelte waarin Paulus gepraat het oor die verskeie dinge in die gemeente waaroor mense met mekaar gestry het en onbelangrike dinge wat vir mense so belangrik geword het dat hulle self mense verag en veroordeel het. En ons kom dan vanoggend die laaste deel daarvan, Romeine hoofstuk 15, en ons kyk vanoggend na vers 8 tot en met vers 13. Romeine 15 vers 8 tot en met vers 13. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis, terwille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene terwille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is. Daarom sal ek u loof onder die nasies en tot eer van u naam psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk. En ook loof die Here alle nasies en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Israel sal daar wees en hy wat opstaan om oor die nasies te heer, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Sover ons geleesde gedeelte, kom ons bid dat die Here vir ons sal help, dat ons sal begryp, eerstens, maar ook dat ons nie net sal begryp nie, ons moet nie net hoorders wees nie, ons moet daders wees, ons moet hierdie dinge vat en gaan uitleef in ons konteks. Kom ons bid dat die Here vir ons sal help. Here, ons het U hulp nodig, want hierdie is U woord, en as dit U woord is, Here, dan is dit wat U van ons verwag. En ons is sondaars, Here, ons is nie in staat om hierdie dinge uit ons eie te doen nie. Ons het die hulp van U Heilige Gees nodig om ons te bekragtig. Eerstens om te begryp, maar tweedens ook om uit te leef dit wat U van ons vra. Mag dit wees, Here, dat ons dan vanoggend deur die Gees geleer sal word en deur die Gees ywerig gemaak sal word om hierdie woord te gaan uitleef. En dat hy ons ook sal bekragtig om dit te doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou die gemeente in Rome was nie perfek nie, en geen gemeente is perfek nie. Daar's dinge waarin hierdie gemeente, die mense in hierdie gemeente van mekaar verskil het, en dis waarna ons gekyk het die laaste paar weke. Dit was mense uit verskillende agtergronde, mense met verskillende voor- en afkere, mense met verskillende sienings, reg of verkeerd. Maar ten spyte van al die verskille is daar iets wat hulle almal in gemeen gehad het. Wat is dit wat hulle in gemeen gehad het? Wat hulle in gemeen gehad het is Jesus Christus. Hulle was sondaars. Maar sondaars, soos ons gesien het in Romeine 14 vers 3, sondaars wat deur God aangeneem is. Sondaars, soos ons gesien het in Romeine 14 vers 15, vir wie Christus gesterf het. En so hierdie dinge waaroor hulle van mekaar verskil het, was nie fundamentele dinge, en dit was veronderstel om onbelangrik te wees. Dit moes onbelangrik wees, maar dit was nie vir almal van hulle nie, want van hulle het hierdie nie fundamentele verskille so belangrik gemaak, dat hulle medebroers in die geloof verag en veroordeel het. Dit was ons studie oor die laaste paar weke van Romeine 14 vers 1 tot hier waar ons nou is. En vanoggend kyk ons dan, soos ek sê, die laaste deel
die laaste deel van die bespreking oor die geskille wat daar in hierdie gemeente was. Hierdie geskille wat gegaan het, vir die wat nou nie hier was, net 'n baie basiese agtergrond gee. Julle moet die 3 preke van die laaste 3 weke gaan luister om die besonderhede daarvan te verstaan, maar die geskille het gegaan oor daar was sommige in die gemeente wat nie vleis geëet het nie omdat dit 'n afgode geoffer was en ander het vleis geëet en sommige het nie wyn gebruik nie as gevolg van die feit dat dit gebruik was in afgodediens en ander het wyn gebruik en dan was daar sommige wat sekere dae die Joodse feesdae onderhou het en ander wat dit nie onderhou het nie. So die meeste wat hierdie van hulle wat vleis geëet het of wat nie vleis geëet het nie, wat nie wyn gebruik het nie en wat die dae onderhou het, meeste van hulle was die Jode. En die meeste wat aangedring het op hulle Christelike vryheid ten koste van hulle medegelowiges was natuurlik die heidene. Nou, dis nie 'n absolute lyn nie, dis belangrik dat ons dit verstaan. Want Paulus en ander Jode het reeds die gedagte van Christelike vryheid begryp. En daarom het hulle nie meer die Joodse feesdae onderhou nie. Daarom het hulle self nie weerhou van vleis of van wyn nie. Maar hulle het dit geniet binne in die konteks van dit wat hulle Christelike vryheid toelaat. En dan was daar sekerlik in daardie dae soos wat dit in ons dae is, talle van selfs die heidene wat hulle self probeer Jode hou het, deur om die Joodse gebruike te onderhou, is dit nie. Maar hoe dit ook al sê, hierdie geskille onder hulle het nou uiteindelik gelei tot 'n geweldige sonde in hierdie kerk. Die sonde van rasisme. Die wat Jode is, het hulle self gesien as die uitverkore volk van God. En hulle het neergesien op die heidene. En aan die ander kant was daar die heidene wat gedink het, dat die Jode plaas al hulle hoop en hulle tradisies en hulle gebruike. Terwyl ons verstaan die gedagte van genade in Christus Jesus. En wat toe nou gebeur het is, hierdie risie het gelei tot rasseverdeeldheid in die gemeente van Rome en die punt is, dit hoort nie. Dis hoekom Paulus hier skryf. Maar kom ons vergeet nie, waaroor skryf Paulus? Waaroor het Paulus in die laaste paar weke met ons gepraat? Romeine 14 vers 1 tot 15 vers 13 is die fokus dat Paulus begeer dat daar sal vrede wees, dat daar broederlike liefde sal wees, dat daar eenheid sal wees in hierdie gemeente ten spyte van die feit dat hulle verskille het. Dat hierdie verskille hulle nie uit mekaar uit sal dryf. En die rede is, dit wat vanoggend vir ons gewys word deur Paulus, die rede hoekom ons hierdie eenheid behoort te hê as gelowiges, is wat ten spyte van ons verskille van herkoms, is ons almal verenig in onsself in dieselfde hoop. Die hoop in Christus Jesus. Hy is dit wat ons verenig. En so ons tema vanoggend, verenig deur die geloof in Christus. Want Christus het gekom om beide Jood en heiden deur geloof te verenig tot God se eer. Of tot eer van God. Nou eerstens is ons eerste hoofpunt. In Christus is almal verenig, vers 8 en vers 9. So as jy jou Bybel oop het, kyk na daardie verse. Dit is moeilik vir enigiemand om die Ou Testament te lees en nie te sien dat God het vir hom 'n volk uitgesonder nie. As jy die Ou Testament lees, dan sien jy dat die nageslag van Abraham, die volk Israel, was God se uitverkore volk in die tyd van die Ou Testament. Al die belofte van die koms van die Messias was deur die profete van Israel gemaak, grootliks aan die volk Israel. En dit was beloftes van ewige verlossing, ewige verlossing van die dood en van die hel. Dit was beloftes van hoop in hierdie hopelose wêreld van ons. Maar dis alles beloftes wat vervul is in een. Die een wat sou kom. Hy wat self 'n Jood sou wees. Die saad van die vrou gebore onder die wet, soos ons Kersdag gesien het,
in Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Die punt is, dis beswaarlik moontlik om die Ou Testament te lees sonder om te sien dat Israel is God se besondere volk. Dat Israel het 'n besondere plek in God se plan gehad. En dis presies wat vers 8 in ons teks vir ons sê. Ek draai die volgorde 'n klein bietjie om van vers 8 net sodat dit vir ons duidelik sigbaar is. Terwille van die waaragtigheid van God om die beloftes aan die vaders te bevestig, het Jesus Christus 'n dienaar geword van die besnydenis. Met ander woorde van die Jode. Elke belofte van God wat daar is, sê 2 Korintiërs 1 vers 20, is ja en amen in wie? In Christus. En so elke belofte wat God aan die vaders van Israel gemaak het, is vervul in Jesus Christus. Wat beteken dat elke Jood wat in Jesus Christus glo, sal eendag deel wees van God se ewige volk. Elke Jood wat in Jesus Christus glo, sal deel wees van God se ewige volk. Daar's geen twyfel oor dit nie. Maar terwyl Jesus Christus gekom het, soos vers 8 vir ons sê, as 'n dienaar vir die besnydenis, sê vers 9 vir ons, dat daar's nog 'n rede waarom hy gekom het. Hy het ook gekom, dat die heidene terwille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, sê vers 9. En so Christus het nie net gekom terwille van die volk Israel nie. Hy het ook gekom terwille van die heidene. Enigiemand wat die Ou Testament deeglik lees, enigiemand wat die Ou Testament eerlik lees, sal vir jou kan sê dat die beloftes wat God deur die Joodse profete aan die Joodse volk gemaak het, het nog altyd die heidene ingesluit. Ek bedoel, kyk na die verbond wat God met Abraham sluit. Reg daar in Genesis 12 vers 2 en 3. Inderdaad is die belofte daar, Abraham, ek sal van jou 'n groot nasie maak, verwysend na wie? Na Israel. Maar dan ook, in hom en sy saad sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Die belofte gaan weier as net die volk Israel. En dis nie 'n misverstand of 'n misvertaling van die teks nie, want jy kan reg deur die hele Ou Testament gaan kyk. Dis altyd die geval. Net om vir julle te wys, en ek gaan dit nou nie almal aanhaal nie, maar daar in Genesis, oor en oor word daardie belofte van Abraham herhaal. Genesis 18 vers 18, Genesis 22 vers 18, 26 vers 4, 28 vers 14, 30 vers 27, elke keer is dit duidelik, die belofte is aan Abraham, sy nageslag en die geslagte van die aarde, die nasies van die wêreld. Die boodskap bly dat die nasies van die aarde in Abraham en in sy saad geseën sal wees. En wie is die saad van Abraham? Die saad van Abraham is Jesus Christus, sê Galasiërs 3 vers 16 van ons. So in Christus, in Jesus Christus, sal daar seën wees vir mense vanuit elke stam, nasie, volk en taal. Elkeen wat in die Here Jesus Christus glo, sal gered word, sal die ewige lewe ontvang. En so, Christus het vers 8 gekom terwille van die besnydenis, dat God se waaragtigheid getoon kan word deur die beloftes aan die vaders te bevestig, en terselfdertyd het dieselfde Jesus op dieselfde tyd gekom, vers 9, terwille van die heidene, om sy barmhartigheid aan hulle te bewys tot verheerliking van God.
Dieselfde koms deur dieselfde Christus het beide hierdie take terselfdertyd verrig. Daar is geen meer onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dis nie ek wat dit sê nie, God sê dit self vir ons. Galasiërs 3 vers 28, daar is geen meer onderskeid tussen Jood en Griek nie. Hulle is almal een in wie? Een in Christus Jesus. En so die idee dat die Jode 'n besondere plek by God gehad het, was juis die probleem wat Paulus hier in die gemeente aangespreek het. Onthou waarmee is hy besig? Paulus is besig om vir ons met die gemeente te beklei of te raas. Hoekom? Want die Jode kyk neer op die heidene en die heidene sien neer op die Jode. So die verdeeldheid is juis wat hy hier besig is om aan te spreek. En wat is Paulus se punt dan? Daar's geen rede meer vir verdeeldheid binne in die kerk nie, want of jy 'n Jood is en of jy 'n Griek is, dit maak nie 'n verskil. Ons hoop is nie in wie ons is nie. Ons hoop is nie in ons tradisie nie. Ons hoop is in Christus en hom alleen. Daar is nie meer onderskeid nie. Dieselfde Christus het vir hulle almal gesterf. Romeine 14 vers 15. So dieselfde Jesus het vir almal gesterf. Daar's geen meer onderskeid nie. En dit bring my by ons tweede punt. In Christus moet almal God aanbid. Moet almal God aanbid. Vers 13, of vers 9 tot en met vers 12. En dis uiteindelik in sy ondersteuning van sy punt. Nee, hy het nou net vir ons gesê dat Christus het ook gekom vir die heidene. En dis nou vers 9a. Vers 9b begin hy dan om verskillende tekste aantal om vir ons te wys dat die hele Ou Testament het nog altyd gesê dat die heidene was deel van God se plan. Hy haal 4 tekste hier aan en ek wil net hê daar is 4 dinge, of ten minste 2 dinge wat al 4 hierdie tekste in gemeen het. Wat al 4 die tekste in gemeen het, is dat hulle almal verwys eerstens na die heidene. En die tweede ding wat hulle almal in gemeen het, is dat hulle almal praat van God se aanbidding, dat God moet aanbid word. En so kom ons kyk dan na die 4 tekste. Vers 9 is 'n aanhaling uit Psalm 18 vers 50. As jy die Engelse Bybel gebruik, is dit 49 dink ek. En dan 2 Samuel 22 vers 50. So dis dieselfde teks. Dis Dawid wat albei die gedeeltes sê. Die 2 Samuel is natuurlik die narratief en dan die Psalm is maar net deur hom geskryf. En wat sê Dawid? Hy sê, daarom sal ek u loof onder die nasies en tot eer van u naam sal ek Psalm sing. Nou wat sê die vers? Die vers sê nie vir ons dat die heidene was deel van die groep wat gesing het tot God nie, is ek reg? Dit sê nie vir ons, is hulle deel van die wat saam met hom gesing het, en was hulle maar net die gehoor nie, ons weet nie. Ek dink die feit dat Paulus dit hier aanhaal, impliseer dat die heidene nasies het saam met Dawid gesing, maar of dit nou so is of nie, wat gebeur het is, Dawid het onder die heidene nasies ingegaan, en hulle het hom nie verhoed om God te aanbid nie. Hulle het hom nie verhoed nie. Hulle het dit aangehoor. Dan bring ons by die tweede aanhaling daar, die tweede aanhaling vers 10, is uit Deuteronomium 32 vers 43. En daar, dis 'n psalm of 'n sang deur Moses. Moses sing, en hy sing en sê dat die nasies moet hulle in God verbly. Hoekom? Hy sê vir ons, want God het selfs tot hulle voordeel opgetree. En tot hulle blydskap opgetree. Die nasies moet hulle in God verbly. Die derde aanhaling in vers 11 is 'n aanhaling uit Psalm 117 vers 1. En daar is die oproep, alle nasies, loof en prys die Here. Hoekom?
Psalm sê vir ons, want sy goedertierenheid is geweldig. Dis geweldig oor almal van ons, al die nasies. Sy trou is tot in alle ewigheid, sê die psalmis. En amen sê Paulus in vers 9, deur om te sê dat God het gekom in Christus om sy barmhartigheid aan al die nasies, aan al die heidene te bekend te maak, sodat God verheerlik sal word deur hulle. So loof hom alle nasies. En dan die laaste aanhaling daar in Psalm in vers 12 is uit Jesaja 11 vers 10 en dit wat Paulus daar sê is presies dit wat hy hier in vers 8 en 9 sê. Dit wat Jesaja sê is presies wat Paulus hier in vers 8 en 9 sê, dat die wortel van Isaai, wat die hoop van Israel is nie die hoop van Israel alleen. Maar hy is die een in wie al die nasies hoop. Dis wat Jesaja vir ons sê. Die dienaar van die besnydenis het sy barmhartigheid ook aan die heidene nasies betoon. Broer en suster, Paulus het nou vir ons gewys dat die Ou Testament is daaroor duidelik. Dat God se verlossingswerk was reeds toe, sonder onderskeid aan beide heidene en die Jode. Toe reeds was daar nie Jood of Griek nie. Nou ek sê dit alles en dan sê ek dat niemand kan ontken dat God Israel uitsonderlik geseën het en voordeel gegee het in daardie tyd. Maar daar was 'n rede daarvoor. Wat was die rede hoekom God hulle so besonder geseën het? Dit was ter wille van hulle behoud. Hoekom? God wou gehad het die volk moes bestaan vir hierdie rede, dat hulle na die nasies kon gaan met die boodskap. Dis een rede. Maar die oorhoofse rede, hoekom het God die nasie van Abraham behoue gehou? Sodat die seun van Abraham sou kom, gebore uit 'n vrou, gebore onder 'n wet, Jesus Christus ons Here. Sodat hulle se verkondig teenoor die nasies, sodat Christus gebore kon word uit die geslag van Abraham. Maar met betrekking tot die verlossingswerk van God was dit nog altyd vir beide die Jode en die heidene. Maar meer as dit nog, wat sê ons teks hier vir ons, dat God vereis, hy vereis dat die nasies hom sal erken en hom sal aanbid as God. Dis duidelik uit hierdie verse dat God het homself nie gesien alleen as die God van die Jode nie. God het hom gesien volgens al hierdie verse, die oproep, julle nasies aanbid my, sê God. Julle nasies, ek is die ware God wat julle moet aanbid. Ek is die God wat barmhartigheid bewys aan almal wat in my glo. Of hulle Jood is of Griek. Uit elke stam, volk, nasie en taal. Of jy nou 'n Jood is of jy 'n heiden is, ons oproep is om God te aanbid elke dag oral waar ons gaan. Om te lewe tot verheerliking van sy naam. Maar ware aanbidding is net moontlik as jy in die Here Jesus Christus glo. Hy is al wat vir ons in staat stel om met God te kommunikeer, om God werklik te loof. Hoekom? Want die Gees in my getuig saam. Is dit. Die Gees in my is dit wat aanwakker my gebed, my lofsang tot God, tot sy verheerliking. Maar derdens en laastens wil ek hê ons moet sien, in Christus het ons almal hoop, vers 13. In Christus het ons almal hoop. Nou, julle sal oplet, vers 13 is in die vorm van 'n seëngroet. En dit beteken Paulus is nou besig om hier af te sluit. Hy sluit nou hierdie deel van sy brief af. Hy het nou klaar gepraat
oor die verdeeldheid wat daar in die gemeente is, oor hierdie nie fundamentele sake, waaroor hulle beklei het, soos kos en drank en fees, daar is nou klaar gepraat oor dit. Hy gaan nou oor ander dinge praat, maar net om te sê, ten spyte van die feit dat Paulus nou klaar is met hierdie afdeling, beteken nie dat dit wat hierop volg is nie verwant aan dit waaroor hy nou gepraat het nie, want die volgende ding waaroor hy gaan praat, in die volgende deel van hoofstuk 15, is gaan praat oor sy besoek aan die heidene nasies, om die evangelie aan hulle te verkondig. So daar is 'n verwantskap, maar dit praat nie meer oor die kwessie van die gestryery in die gemeente. Oor hierdie kwessie van die verdeeldheid in Rome het hy nou die laaste woord, is hierdie laaste woord wat hy nou vir hulle sê, in sy brief. Nou wat gebeur in hierdie seëngroet? Hierdie seëngroet, vers 13, spreek 'n begeerte uit. Paulus se begeerte, dat hulle sal rus vind in hulle hoop. Luister wat ek sê, Paulus begeer dat hulle sal rus vind in hulle hoop. Luister wat sê die vers, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Dat julle oorvloedig kan wees in die hoop wat julle ontvang deur die krag van die Heilige Gees, sê die laaste deel van die vers. En so wat Paulus wil doen is hier aan die einde van dit waaroor hy nou alles gepraat het. Onthou nou, hy het gepraat oor al hierdie verdeeldheid in die gemeente, hierdie dinge waaroor mekaar hulle gestryd, waaroor hulle mekaar verag en gehaat het. En wat wil Paulus hulle aan herinner hier aan die einde van dit alles? Hy wil net vir hulle sê, onthou vir 'n oomblik, wat is die effek van jou geloof veronderstel om te wees? Hoe moet jou geloof jou verhouding teenoor jou medebroers en susters verander? Hoe behoort dit jou te laat anders lyk as die wêreld daar buite? Wat is die effek van jou geloof? Wat behoort die effek van jou geloof in Jesus Christus op jou te wees? Wat moet die effek wees? Dit moet jou vul, sê Paulus, die eerste deel van vers 13, dit moet jou vervul met alle blydskap en vrede. In Filippense 4 vers 4 vermaan Paulus ons, ken die verse, nee. Filippense 4 vers 4, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle, nee, is ek reg gesê? Nee. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Daar sta jy in die lewe wanneer dit moeilik is. Nee. Moeilik is om onsself te verbly. Een van die moeilikste tye om onsself te verbly in die lewe is wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan. Wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan, dan is ons lewe baie keer gevul met hartseer, met verlange, met seer, eerder as blydskap. En dis nie waar net van wanneer ons iemand aan 'n geliefde aan die dood afgestaan het nie, maar enige groot verlies in ons lewe, dis moeilik om bly te wees in tye van groot verlies. Maar nog 'n tyd wanneer dit moeilik is om ons te verbly, is tye van risie en bekleierery. Veral as daardie risie en bekleierery die mense die naaste aan jou is. En dis presies wat hier in die gemeente in Rome gebeur het. Risie en bekleierery. Veragting, vervloeking deur die mense vir wie jy lief is. Die mense wat jou broers en susters in die Here is. Ons baie tye in die lewe wanneer dit moeilik is om onsself te verbly, maar wat sê Filippense 4 vers 4? Wat sê die woord van die Here? Wat sê God vir ons? Nie wat sê ek vir julle nie. Nie wat sê Paulus vir ons nie. Wat sê God vir julle? Verbly julle altyd in die Here.
Ek herhaal, verbly julle. En wat leer die Here ons? Hy sê, moenie jou blydskap soek in jou omstandighede nie, want daar gaan jy dit nie kry nie. Daar gaan tye wees wanneer jou omstandighede vir jou geen rede vir blydskap gaan gee nie. En as jy jou blydskap in jou omstandighede soek, gaan jy altyd op daardie oomblikke kom en totaal hopeloos voel. Maar wat sê Paulus? Verbly julle in wie? Verbly julle in die Here. Hoekom het ons verbly in die Here? Want die Here se hoop staan vas vir elkeen wat in Christus is. Dit word nooit van ons weggeneem nie. Ons het 'n ewige hoop in Christus. Iets wat vas staan en wat nooit kan weggevat word. Verbly julle in hom wat vir julle ewige hoop gee, wat vir julle iets gee om elke dag aan vas te hou wat seker is, wat nie van julle weggeneem kan word. Verbly julle in die Here, want deur geloof in Jesus Christus het ons ewige hoop. Maar Paulus sê daar's nog iets wat ons deur geloof het. Dis nie net dat ons blydskap kan hê deur ons geloof nie. Hy sê ons moet ook vrede wees, mag vervul wees in vrede, sê in die tweede deel van vers 13. En hieroor het Filippense 4 ook iets te sê, né? Ons ken daai teks. Ek dink ons ken dit so goed dat ons vergeet het wat dit sê. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Here. 3 verse later, wat sê dit in vers 7? Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. In Jesus Christus het elke gelowige ewige vrede. Luister wat ek sê. In Christus Jesus het elke gelowige ewige vrede. Want hier is die werklikheid. Van nature is elkeen van ons die vyande van God. Dis wat ons van nature is. Ons word gebore as sondaars. Ons is die vyande van God. Ons word gebore as die op wie die toorn van God rus. Maar dan deur geloof, deur God se genade vind ons geloof en daarin vind ons vrede met God. Vind ons vrede met God in Jesus Christus deur geloof. Ons is met God versoen. En so die gevolg is ons wat met God versoen is. Ons vir wie God sy seun gegee het om vrede met ons te koop. Ons het die verantwoordelikheid om nou uit te gaan en vredemakers te wees. Dis wat Jesus vir ons sê in Matteus 5 vers 9. Wat sê Jesus in Matteus 5 vers 9? Is die saligsprekinge. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word. Kom ons draai dit om. Die kinders van God is vredemakers. Die kinders van God is vredemakers. En wat het hierdie gemeente in Rome nodig gehad? In die midde van hierdie risie. Hulle het vrede nodig gehad. Vrede tussen hulle wat swak is en hulle wat sterk is. Vrede tussen hulle wat eet en hulle wat nie eet nie. Vrede tussen hulle wat feesdae onderhou en hulle wat nie feesdae onderhou nie. Vrede tussen hulle wat drink en hulle wat nie drink nie. Vrede tussen hulle wat Jode is, dis ons teks vandag. Tussen hulle wat Jode is en hulle wat heidene is. Wat hierdie gemeente nodig gehad het, was vrede. En kan ek sê dat elke gemeente, ook Sanderpark Baptiste Kerk, het vredemakers nodig.
Jy weet, wat hierdie kerk nie nodig het nie, wat geen kerk nodig het nie, is mense wat risiemakers is en wat stry en beklei oor strooi. Oor nie fundamentele en onbelangrike dinge. Wat hierdie gemeente en elke gemeente nodig het, is om mekaar in liefde en verdraagsaamheid te help om ons geskille te hanteer. Ja, ons moet dit hanteer. Moenie stil bly oor jou probleme of jou ongelukkigheid nie, want daardeur gee jy nie geleentheid vir die probleem om opgelos te word nie, en hy gaan net snowball en groter word. Maar wanneer ons dit met mekaar hanteer, dan doen ons dit in liefde, in verdraagsaamheid, met 'n begeerte om vrede te vind, om die probleem op te los. Die kinders van God is vredemakers. En daarom kom Paulus en hy herinner hulle dat hulle moet gevul wees met vrede deur hulle geloof. Deur geloof is ons in Christus Jesus geroep tot vrede, om met vrede vervul te wees en uit te gaan om vrede te maak oral waar ons gaan. Veral onder mekaar. So deur geloof, vers 13a, deur geloof moet ons vervul wees met blydskap. Moet ons vervul wees met vreugde, en dan die laaste deel, die B-deel van vers 13, dit alles sodat ons oorvloedige hoop kan hê deur die krag van die Heilige Gees, sê Paulus. Baie min dinge in die lewe, ek persoonlik praat van myself, maar ek het seker ander sal saamstem. Baie min dinge wat my so hopeloos maak, soos verlies en risie. Dis nie toevallig dat Paulus hierdie brief geskryf het nie, nee. Dis nie toevallig dat hierdie hoofstuk 14 en 15 deel is van sy brief aan die gemeente aan Romeine nie. Dat is 'n ernstige saak. En later in hoofstuk 15, die laaste deel, ek dink, laaste deel van vers 5, hoofstuk 15, sê Paulus, ek beplan om na julle toe te kom. En waarskynlik deel van die rede hoekom hy na die gemeente toe wil kom, is om hulle te help om hierdie risie uit te sorteer. Dis 'n geweldige probleem hier. Ek is seker daar was 'n groot bekleierery in hierdie gemeente. En dit oor nie fundamentele sake wat nou alreeds so ver gevorder het dat dit nou 'n rassestryd geword het. Tussen Jood en Griek. En ek is seker daar was talle in daardie gemeente wat nou al moed verloor het, dat hierdie probleem ooit opgelos gaan word. Jy weet wat maak ons wanneer ons nie 'n probleem wil oplos in 'n kerk nie, ons loop net weg en gaan soek 'n ander kerk, nee. Of ons begin ons eie kerk. Dit was nie 'n opsie in Rome nie. Weghardloop los nie die probleem op nie. En wil ek meer sê, om weg te hardloop is nie om Christus te dien in hierdie saak nie. Om weg te hardloop is nie tot verheerliking van God nie. Maar hier's die ding nou is, hulle voel hopeloos. En daarom is Paulus se gebed dat hulle oorvloedige hoop sal hê. Oorvloedige hoop sal hê, nie in hulle self nie. Moenie 'n hoop in jouself plaas nie. Dat hulle oorvloedige hoop sal hê, nie in hulle omstandighede nie, want hier is die omstandighede stikkend en gebroken. Daar is geen hoop in die omstandighede nie. Maar in wie moet hulle hoop hê? Wat sê die eerste deel van die vers? Maar hoop sal vind in die God van hoop.
Die God van hoop sal ons help om oorvloedige hoop te beleef en om dit te doen, wat het hy vir ons gegee? Wat het God vir ons gegee sodat ons oorvloedige hoop sal beleef? Die Heilige Gees hier binne in my. Die Heilige Gees hier binne in my. Efesiërs 1 vers 13 tot 14 sê vir ons dat die oomblik, daai oomblik toe ons tot geloof gekom het, het God ons verseël met die Heilige Gees wat die onderpand is van ons erfdeel. Nou ek wil nou nie in al die details ingaan nie, die onderpand is letterlik verwysend na die onderkleed. En dit was wat een persoon vir 'n ander persoon gegee het as 'n bevestiging, hierdie is die waarborg dat ek jou skuld gaan betaal. En die rede hoekom die onderkleed gegee het is obvious. As daai ou my nie betaal nie, kan ek hom gaan verneder voor die hele stad, deur hom vir hulle te sê, kyk wat het ek. Hier sy onderklede, kom kyk sy besigheid. Hy is die onderpand, die Heilige Gees is die onderpand van ons erfdeel. God het 'n belofte gemaak dat ons het die ewige erfdeel. En dit verseël met sy Heilige Gees wat hier in my kom woon. Ek kan weet of ek 'n kind van God is. Want die Heilige Gees is hier in my. Hy kla my aan wanneer ek sonde doen. Hy moedig my aan om God te verheerlik en God te dien in die manier hoe ek leef. Maar sê Paulus dan hier, deur sy krag kan ons selfs oorvloedige hoop vind in alle omstandighede. Selfs wanneer die omstandighede vir my te veel voel. Hy kan vir my hoop gee wat verby die ellendige en tragiese gebeure van my lewe strek. Hy kan vir my hoop gee wat verby die risie en die konflik oor nie fundamentele dinge in die gemeente gaan. Hy kan vir my hoop gee wat al die sikkende en die seer van hierdie wêreld sal oorskadu sodat dit verdwyn en onbelangrik word. 'n Oorvloedige hoop. En die oproep is, laat hierdie oorvloedige hoop wat ons in Christus deur geloof in die Heilige Gees gevind het, laat dit jou omstandighede oorvloei. Wat ook al jou beproef. Wat ook al vir jou te moeilik is om te dra. Verdeeldheid en risie oor nie fundamentele dinge, broer en suster, is onchristelik. Dit hoort nie. Maar dit wil vir my lyk, asof daar sommige in die gemeente is, nie in ons gemeente noodwendig nie, maar in gemeentes is wat dit, dink dat die Here het hulle geroep om oral te stry. Wel, as ek die Bybel lees, dan wil dit vir my lyk dat die Here het ons geroep om met mekaar 'n pad van liefde en verdraagsaamheid te stap. En in ons begeerte om liefde en verdraagsaamheid te soek, is die verantwoordelikheid dat ons sal gaan en mekaar sal dien. Mekaar nie sal verag nie. Dat ons mekaar sal opbou, nie mekaar sal afbreek nie. Dat ons mekaar sal seën, mekaar nie vervloek nie. Ek kan dink, dit moes moeilik wees om in die eerste eeu veral Jode en heidene in een gemeente te hê. En ek kan dink dit moet moeilik wees vir jou om kerk toe te gaan wanneer jy weet daar's mense in die kerk wat jou verag en jou veroordeel vir alles wat jy apparently teen hulle sin gedoen het.
Maar so moeilik soos wat dit is, in Jesus Christus is daar nie 'n ander opsie nie. Hoekom nie? Want in Christus is ons vergewe vir die onvergeeflike. In Christus is ons geroep om vredemakers te wees. In Christus is ons geroep om mekaar se laste te dra. In Christus is ons geroep om mekaar te verdra. Wat beteken nie net om, ja, okay, jy is nie hier nie, om mekaar te omhels. In Christus is ons geroep om mekaar in liefde aan te neem. Weet julle hoekom? Want elkeen wat in Christus is net soos ek deur God aangeneem. En elkeen wat in Christus is, vir hom met Christus gesterf, net soveel as wat hy vir my gesterf het. En dit beteken, broer en suster, dat die gemeenskap van gelowiges is nou saamgebind met 'n onbreekbare band. Die band van God se liefde wat vir ons in Christus vir ewig verenig het. Deur die geloof wat hy vir ons geskenk het. In Christus Jesus. En daarom vers 14:1, daarom neem mekaar aan, daarom hoofstuk 14 vers 13, neem mekaar in ag, daarom Romeine 15 vers 1, dra mekaar se swakhede en vind julle blydskap, vind julle vrede in die geloof. Hoe kan ons dit in die geloof vind? Deur vas te hou aan die oorvloedige hoop waarvan ons die sekerheid het, deur die Heilige Gees wat hier in my bly. Amen. Kom ons bid. Here, is 'n geweldige woord hierdie. En dis nie iets wat ons in staat is om uit ons eie sondige natuur te doen nie. Ons het die hulp nodig. Ons het nodig om gevorm te word, meer en meer elke dag, ook in hierdie sake, om meer gelykvormig te word aan Christus. Ons het die hulp nodig, Here, want ons eie gees is onwillig, maar die Heilige Gees in ons maak ons gewillig en moedig ons aan om te doen dit wat U behaag. En daarom bid ek, Here, dat ons nie sal neersien op enige ander gelowige nie. Dat ons nie enige ander gelowige sal verag of selfs veroordeel nie. Dat ons nie onderskeid sal tref tussen hulle vir wie Christus gesterf het nie. Maar dat ons in liefde mekaar sal verdra, dat ons in liefde mekaar sal omhels, dat ons die eenheid sal vasgryp, wat ons het in ons enigste hoop, Jesus Christus. Here, ons bid, na ons studie deur die gemeente van Rome se beproewinge, en Here, ons gemeente, terwyl ons nie hierdie geweldige beproewinge het wat hulle het nie, het ons tog ook maar uitdagings. En miskien is daar uitdagings, Here, waarvan ons nog nie eens bewus is nie, wat nog op pad is. Ek bid, Here, dat U vir ons sal help, dat die gesindheid van Christus ook in ons gesien sal word, en dat ons die pad van geloof sal vat, ook in die hantering van hierdie dinge, sodat U verheerlik sal word in hierdie gemeente. Want dis ons roeping, Here, dis ons roeping as gelowiges, dat ons U sal verheerlik in liefde, ook teenoor die manier hoe ons optree teenoor ons broers. Help ons hiermee, in Jesus naam. Amen.